Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons vanmôre dit ongehinderd met oop deure kan lees. Dankie dat ons as 'n gemeente bymekaar kan wees in 'n kerkgebou. Dat ons nie vervolg word nie, dat daar nie dreigement oor ons lewens is omdat ons u ken nie, maar dat ons nog vry kan aanbid, u kan dien en dat ons u woord ook op 'n vrylike manier in ons eie taal kan hoor. O Gees, help ons asseblief om nou te luister en te konsentreer, om uiteindelik dan ook te gaan doen dit wat u van ons vra. In Jesus se naam. Amen. Net die eerste 4 verse van Psalm 137, by die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei, as ons aan Sion dink, Sion natuurlik nou Jerusalem. Aan die wilgerbome in daardie land het ons liere opgehang. Toe die wat ons gevange weggevoer het, vir ons gevra het om 'n lied te sing. Toe die wat ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou hê. Sing vir ons 'n lied oor Sion, het hulle gesê. En dan hulle antwoord, hoe kan ons die lied van die Here sing in 'n vreemde land? Kom ons hou net daarop lees, jy kan die res van die Psalm self gaan lees. Dan blaai ons na Handelinge 16 toe, van vers 22 af. Paulus en Silas maak moeilikheid daar op die stadsplein en hulle word gevange geneem, en hoor ons van vers 22 af die uitspeel daarvan. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en hulle beveel dat hulle lyfstraf moes kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi. En 'n bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister, en skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu, moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier. Ek sal ook net tot daar lees, jy kan die res van die verhaal ook self gaan lees. Geliefdes, Psalm 137 is seker een van die mees hartseerste psalms wat ons in ons Bybel het. Die volk Israel sit in ballingskap in 'n vreemde land. En alles wat vir hulle geliefd was, wat vir hulle bekend was, wat vir hulle heilig was, is van hulle af weggeneem. En hier, in hierdie vreemde situasie, terwyl hulle langs die water van die rivier Babylon sit, kom hierdie vreemde versoek, ek wil amper dink 'n meer sarkastiese versoek van hulle onderdrukkers, die Babyloniërs, en sê vir hulle, amper as ware smalend, sing vir ons 'n lied oor Jerusalem. Jerusalem is mos nou die stad, die heilige stad, die stad waarin julle God woon, die stad wat oninneembaar is, die stad wat nooit kan verval of verwoes kan word nie. Wat nou in verwoesting lê. Die tempel is vernietig, die stad is afgebrand, daar is niks meer van Jerusalem oor nie. Hier kom hierdie ouens en hulle sê, sing vir ons 'n lied oor Jerusalem. En dan is hulle reaksie, hoe kan ons die lied van die Here sing in 'n vreemde land? Trouwens, ons liere is opgehang daar in die wilgerbome langs die walle van die rivier. Daar's geen manier dat ons musiek kan maak nie, daar's geen manier dat ons 'n lied van die Here kan sing in hierdie huidige situasie en omstandighede van ons nie. Dit voel gewoon onmoontlik. Want hoe sing jy die lied van die Here as jou hele wêreld uitmekaar geval het? Hoe sing jy die lied van die Here as jy alles verloor het? Hoe sing jy die lied van die Here as jy uit dit wat vir jou geliefd was, dit wat vir jou kosbaar was, dit wat selfs vir jou heilig was, uitgeruk is en weggevat is en niks van dit meer oor is nie? Dis 'n menslike vraag, dis 'n eerlike vraag waarmee baie van ons vanmôre sou kon identifiseer. Want ons is dalk ook in daardie omstandighede, ons is dalk ook in daardie situasie, of ons was dalk al ook daar. Om te vra, hoe kan ek nou, in hierdie oomblik waarin ek myself bevind, hoe kan ek nou die lied van die Here sing?
As ons hier sou moes stop, dan sou dit daarom half droewig gewees het, nie waar nie. En daarom is dit wonderlik dat ons 'n klompie hoofstukke, 'n klompie eeue kan blaai en uiteindelik by Handelinge 16 uitkom. Want skielik gee Handelinge 16 vir ons 'n verrassende antwoord wat ek dink niemand enigstens ooit verwag het nie. Paulus en Silas sit in die tronk in Filippi. Hulle sit in die binneste van die binnekant van die tronk. Ek gaan nou ietsie meer daaroor sê. Hulle voete is in houtblokke vasgemaak, hulle lywe is flenters geslaan. Dis pikdonker waar hulle is. As daar ooit 'n situasie of 'n geleentheid was waarin jy hierdie vraag kon vra, hoe kan ons die lied van die Here hier sing, dan was dit hier gewees. Hierdie situasie is tipies wat die volk in ballingskap in Babylonië ervaar het. Daar's nie 'n manier wat ons eintlik 'n lied kan sing nie, want kyk waarin is ons. Kyk die situasie waarin ons onsself bevind. Kyk hoe gaan dit met ons. Want dan gebeur die ongelooflike in hierdie verhaal, né? In plaas van die vraag, hoe kan ons op hierdie vreemde plek, in hierdie vreemde situasie, in hierdie slegte situasie van ons, hoe kan ons die lied van die Here sing? Vra Paulus en Silas eintlik die teenoorgestelde. Hoe kan ons nie die lied van die Here in hierdie oomblikke sing nie? En jy moet so vir 'n oomblik saam met my deur hierdie teks gaan om al die wonderlike raak te lees wat in hierdie paar verse vir ons geskryf staan. Ons hoor in die eerste plek in vers 25, teen middernag het hulle gebid en het hulle gesing. Terwyl hulle in die binneste van die tronk toegesluit is. O nee, hulle is nie by die kerk nie. Hulle is nie by die tempel nie. Hulle is nie by een of ander worshipingsgeleentheid waar daar 1000 mense opdaag om die naam van die Here groot te maak nie. Hulle sit in 'n Romeinse tronk. Dis van die vuilste plekke wat daar op aarde was. Daardie binneste deel van die tronk, die gewone gevangenes wat nou nie te veel moeilikheid gemaak het nie, hulle is in die buitekante toegesluit en had jy so 'n venstertjie gehad wat jy ten minste buite kon sien. Maar binne-in was daar 'n donker vertrek, 'n donker kamer waar daar geen enkele stukkie lig ingekom het nie. Die gehardste misdadigers is daar toegesluit. En dan is hulle gewoonlik met hulle arms, ek kan nie hierdie arms so lekker, maar met hulle hande hier bo hulle koppe en boeye vasgemaak en dan is hulle voete in 'n voetblok vasgemaak en dan het jy nou in so 90 grade posisie gesit. En met 'n rug wat nou fyn en flenters geslaan is teen daai grouwe muur waarna jy nie kan beweeg nie, kan jy vir 'n oomblik indink die ongemak wat jy moes verduur het. Daar was nie goeie soos toilette nie, ekskuus vir die grousheid daarvan. Maar wat jy moes gedoen het en wou gedoen het, het maar daar gebeur. En daar het jy ook gesterf die meeste van die kere. En dan 'n dag of 3 daarna, dan het hulle jou daar kom uithaal en dan het hulle die volgende ou eenvoudig net op jou plek weer ingesit. Dit was die slegste plek op aarde om te wees. Die teks sê verder vir ons, teen middernag het hulle begin sing. Simbolies sal ons nou vir mekaar kan sê, middernag is hier so half in die middel van niks en nêrens nie, net die nag is nou al 'n entjie in, maar die daglig is eintlik nog 'n entjie aan. En ek ervaar baie keer dat ons vir mekaar sou kan sê, ek bevind my in so 'n middernag situasie. Dis nou donker in my lewe. Dalk vanweë siekte, dalk vanweë finansiële krisis wat ek nie die lig sien skyn iewers anderster nie, dalk vanweë 'n gebroke verhouding, dalk vanweë 'n geloofsworsteling waarin ek myself bevind, dalk maak nie saak wat die situasie is nie, maar ek is nou in hierdie middernag oomblik van ek voel ver van God af, ek voel ver van mense af, ek voel absoluut alleen en eensaam en daar's nie daglig nie. Maar nou hoor ons teen daardie tyd, daar teen die middernaguur het Paulus en Silas begin sing. Op die donkerste van tye. Nee, aanbidding begin nie eers wanneer die son weer skyn nie. Aanbidding begin nie wanneer dinge weer mooi draai en goed draai nie. Aanbidding begin juis in die donkerste van donkerste oomblikke. En hierdie ouens sing voordat die wonderwerk plaasvind. Dit nie, hulle sing nie omdat die wonderwerk plaasvind nie. Hulle sing nie omdat hulle iets van God se goedheid beleef het nie. Hulle sing omdat God goed is. Omdat hy goed is ten spyte van die feit dat hulle in voetboeie in 'n donker en 'n vuil tronk sit. Ware geloof en ware aanbidding, glo ek, begin juis wanneer dinge op hulle donkerste is. En wanneer ek die verste van God voel of voel God is die verste van my af. Juis dan is dit tyd om te sing. Ek hoor 'n volgende ding wat hier gebeur.
Vers 25 se einde sê, en die ander gevangenisse het na hulle geluister. Toe ek hierdie woorde lees, toe dink ek dadelik aan 'n klompie jare terug het ek 'n stukkie van 'n film hier gewys en oor daai boek gepraat, The Insanity of God. En ek weet nie of julle iets daarvan onthou nie, van 'n man wat daar in destydse Russiese kommunistiese Rusland toegesluit is omdat hy 'n Christen was en vir 4 jaar in daardie tronk gesit het. En die dag toe hom daar insluit, het hy begin om hierdie oggendlied van hom te sing met sy gesig na die ooste toe en aanvanklik het die ander ouens hom met klippe gegooi en met alles gegooi en hom gespoeg en geslaan en noem nou maar op, maar dan word die verhaal vertel, hy het 4 jaar het hy hierdie marteling elke dag deurgegaan. Dan kry hy 'n stukkie papier en skryf hy 'n teks wat hy in sy kop onthou en skryf hy dit neer en plak hy dit daar bo tot eer van die Here. Dan kry hy wagte doen, dan slaat hulle hom eers weer halfpad dood en op 'n dag toe besluit hulle dis nou genoeg, hierdie ou moet reggestel word 4 jaar later. En toe hulle hom uitlei om reg te stel, toe staan al daardie gevangenes op en hulle kan staan teen die tralies en hulle begin hierdie lied sing wat hierdie man elke oggend van sy lewe vir 4 jaar gesing het. Dis geharde misdadigers, dis moeilike ouens. Maar toe ek dit lees of dit onthou, toe dink ek maar dis presies wat hier gebeur het. Hier sit 'n klomp misdadigers. Dis nie goeie ouetjies wat saam met hulle in die tronk sit nie. Dis moeilike manne. Dis ouens wat hoop verloor het. Dis ouens wat gebroke lewens gehad. Dis ouens wat geen hoop waarskynlik gehad het nie. Maar hulle hoor iets anders as wat hulle eintlik verwag het. Want gewoonlik het die gevangenes as hulle daar gesit het hulle geskree van pyn, hulle het gekla, hulle het gekerm, hulle het gedreig. Hulle het gesê, maat, as ek hier uitkom, jy weet, jy gaan moeilikheid hê, ek gaan vir jou soet tot in die hoogste hof as jy nou onskuldig was. Noem dit nou al daai goeie. Alles behalwe dit hoor hulle. Teen middernag hoor hulle Paulus en Silas bid en sing tot eer van die Here. Hoe kan jy met dalk vanmôre hoor? Paulus en Silas het nie vir 'n gehoor gesing nie. Hulle het nie eers geweet die ander luister nie. Maar Lukas doen moeite om hierdie stukkie vir ons op te teken, omdat daar soveel waarde daarin is, dat ek en jy vanmôre dit moet hoor. Dikwels is ons beste getuienis vir 'n wêreld daar buite, die ouens wat ons dink nie eens gehoor het nie, of waarvan ons nie eens bewus is nie. As ons in ons donkerste oomblikke en ons slegste oomblikke skel en skree en vloek en dreig en verwyd, is dit die getuienis wat mense daar buite hoor van my verhouding met God? Of is dit wat ek by Paulus en Silas leer, dat ongeag hierdie donker oomblik waarin ek myself bevind, hierdie slegte oomblikke waarin ek myself bevind, dat ek steeds tot lof van die Here kan sing, sonder dat ek eers bewus is dat ander dit hoor. Ons hoor dit so dikwels dat jy iewers iets sê en jy weet nie hierdie persoon wat hier langs jou staan ken jou of weet van jou of weet van die persoon van wie jy praat nie, maar daar's altyd 'n stukkie getuienis wat loop van wat jy sê en hoe jy optree. Wonderlike gebeur daarna en dit gebeur natuurlik uit die aard van die saak nou nie altyd nie, maar wanneer hulle sing, dan maak die Here eenvoudig die deure oop. Hy laat 'n aardbewing kom en die boeye val af en die deure gaan oop. En dan gebeur daar 2 groot goed. Die wag skrik wakker. Hy het op die job geslaap, wat al klaar met die doodstraf strafbaar was. Maar 2, as jy gevang is dat op jou diens ouens ontsnap het, dan het jou kop ook gewaai. Maar dit was een van die mees vernerende teregstellings wat daar was. Jy is eers gemartel tot jy dit amper nie kon hou nie en dan het jou kop afgekap. As straf daarvoor dat jy 'n gevangene laat vrykom het. So wat het gebeur? Gewoonlik as jy wakker of as jy gesien het jou gevangene het ontsnap, dan het jy jou eie swaard gegryp en jy jouself om die lewe gebring. Dit was eenvoudig net vinniger en makliker as om deur hierdie marteling teregstelling te kom. En hierdie wag weet dis wat sy voorpad is of sy voorland is. Hy weet dis wat nou met hom gaan gebeur. Hy gaan gemartel word en sy kop gaan waai. En dan gryp hy sy swaard om homself dood te maak. En Paulus skree hard: "Nee, moet dit nie doen nie. Nie van ons het ontsnap nie, ons is nog almal hierso." En dan weet jy wat is die uiteinde daarvan, hè? Dat hy uiteindelik hulle na sy huis toe vat, sy vrou versorg hulle wonde en hy en sy hele gesin kom tot geloof en word gedoop. Alles na aanleiding van 'n lied wat gesing is in die middel van die nag. So kom ons bring weer hierdie 2 bymekaar. Psalm 37 sit hulle langs die riviere van Babel.
Ek dink aan Psalm 23 wat sê, bring my by waters waar daar rus is, julle wat baie by riviere dalk gaan sit, sommer net om 'n bietjie vis te vang of te ontspan. Jy weet wat 'n rustige effek het water op 'n mens. Hulle het die mooi van die natuur om hulle, al is hulle in 'n vreemde land, maar hulle sit nie in tronke nie. Hulle sit aan die buitekant van die natuur. Hulle sê, ons kan nie die lied van die Here sing nie, want ons is in 'n vreemde land, ons situasie is nie lekker nie. Handelinge sê vir ons, nee, jy sit in die donkerste van 'n tronk toegesluit, met die grootste pyn denkbaar in jou lyf, en dit is steeds vir jou moontlik om die lied van die Here te sing. Ek het dit al baie vir my gemeente gesê, sorry vir julle wat nou hier kuier vanmôre, julle gaan dit nou vir die eerste keer hoor, maar vir die res, sorry, maar ek hoor dit nog steeds te veel by my eie ouens. Ek sê dit altyd, jy sal nooit by Paulus die woorde gehoor het, dit gaan oukei, of dit gaan goed, onder omstandighede nie. Paulus ken nie daai woorde nie. Want as jy hierdie verhaal lees, dan moet jy nou eintlik kan sê, onder omstandighede kan ons nie die lied van die Here sing nie, want hoor en kyk wat is ons omstandighede. Paulus sê, nee, ten spyte van my omstandighede, ten spyte van die feit dat ek in 'n tronk toegesluit is, ten spyte daarvan dat my lyf stikkend geslaan is, kom ons sing die lied van die Here. En dit is al wat ek en jy vanmôre soveel te meer moet leer in hierdie oomblikke waarin ek en jy onsself bevind op ons lewensreis. Of dit is vanweë seer wat ek beleef, vanweë geliefdes wat nie meer met my is nie, vanweë finansies wat in die moeilikheid is, vanweë 'n gebroke verhouding waarin ek staan, noem nou maar op wat die moeilikheid in die situasie is. Steeds sal ek die lied van die Here sing. Omdat die Here goed is en goed bly, hy verander nie soos wat my omstandighede verander nie. Hy is nie goed wanneer dit met my goed gaan, en nie goed as dit nie met my goed gaan nie. God is altyd goed. So waar jy jouself ook al vandag bevind, mag dit vir jou die vryheid gee om hier uit te loop en te sê, ek wil die lied van die Here sing. Ongeag, ten spyte van waar ek myself op hierdie oomblik bevind. Of dit in 'n tronk is, in die sin van dat ek gevange voel in my situasie en ek kan nie daar uitkom nie, of dit is vanweë 'n seer of 'n siekte of 'n lyding wat ek deurmaak, sing. En die ongelooflike gebeur, mense luister na jou lied wat jy in die nag sing. God luister na jou lied wat jy in die nag sing. En meer gebeur as wat jy dalk ooit kan verwag op hierdie kragtige getuienis om die lied van die Here te sing, selfs in die donkerste van oomblikke. Mag ons elkeen met 'n nuwe lied op ons lippe en in ons harte vandag hier uitstap. Amen. Here, mag dit asseblief waar wees van elkeen van ons. Ons monde word soms stil as dit met ons sleg gaan. En die lewe soms 'n bietjie swaar word. Of baie swaar word. En daarom is my gebed dat ons nie soos die volk in Babylonië sal ophou om te sing, om te sê ons kan nie 'n lied tot eer van die Here sing nie, want ons omstandighede is nie gunstig nie. Maar dat ons by Paulus en Silas sal leer om ten spyte van die donkerste en die slegste oomblikke steeds die lied van die Here te kan sing. Maak dit waar in elkeen van ons se lewens vandag. In Jesus se naam. Amen.